Heer, gee die Here 'n lekker lofoffer. U kan die sitplek neem. Prys die naam van die Here. Baie dankie vir almal wat hier is vanmôre. Bly julle is hier, bly julle is saam met ons nog in die koue. En ons die naam van die Here vanmôre saam kon groot maak. Ag, en dit is so lekker om die Here te dien. Dit is lekker om saam te worship en ag, die Here is net vir ons goed. Ek is so lief vir die Here. Is jy lief vir die Here? Prys die naam van die Here. Nou ek wil vanmôre met u praat oor verhoudings. En ek wil so 'n bietjie aan die huwelik raak. So hierdie is nie 'n huwelik seminar nie. So ek moet nou nie bekommerd wees nie. Maar ek wil met u praat oor die grootste huwelik, die grootste verhouding wat daar ooit is. En dit is ons verhouding met die Here. Hy wat die bruidegom is en ons is die bruid, sê die woord van die Here. En ek wil so uit die woord uit met u praat vanmôre, dat ons kan verstaan wat God se hart is vir my en vir jou, en ons kan altyd dit deurbring na ons aardse verhoudings toe, want ons het soveel om te leer in goddelike liefde. Daar's soveel wat ek kan leer in God se liefde vir my, wat ek kan toepas in my verhoudings met almal om my. En daarom sê die woord van hier, daar's twee wat gelyk staan. Ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, met alles en ook my naaste. Soos hy sê, hierdie twee is gelyk aan my. So jy kan nie die een wegvat van die ander ene nie. So dit is belangrik. Maar Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22 tot 32 wil ek met u saam lees. En so ek sê, ek wil meer op ons verhouding met God fokus as op die aardse verhouding. So as jy fisies vir jou man of jou vrou, kan jy ontspan, maar mag dit ook herstel teen die einde van hierdie diens. Prys die Here. Sê vroue, wees aan, dit is Efesiërs 5 vanaf vers 22, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Ek wil hê dit moet uitstaan. Want die man is die hoof van die vrou. Hoe is hy die hoof? Soos Christus die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Met ander woorde, daar is, voor ek verder lees, daar is 'n voorskrif na wie ek moet kyk. As ek as man wil weet hoe om my vrou lief te hê, moet ek gaan kyk hoe het Christus die gemeente lief. En as die vrou wil weet hoe om aan die man onderdanig te wees, moet ons gaan kyk, hoe is ons as gemeente onderdanig aan die Here? Wat se tipe liefde het daar plaasgevind? Wat is daar is nie van it is my way or the highway en ek is die baas en dit nie. Jesus het gekom om sy lewe af te lê vir my en vir jou. Hy het nie gekom dat ander sy voete was nie, maar hy het gekom om voete te was. Hy het sy alles gegee om die een wat hy liefhet syne te maak. En hy sê dan die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die gemeente. So daar is 'n voorbeeld vir ons hierin om te sê, as ek die hoof is, moet ek soos Jesus wees. Eina, sien nie kan amen sê nie. Maar okay, ek sê ek wil nie daaroor praat en die vrou se onderdanigheid. Hoe is ons as gemeente onderdanig? Omdat hy sy lewe vir my afgelê het, lê ek my lewe vrywillig vir hom af. Omdat hy my lief het ek hom lief. Omdat hy dit alles vir my gedoen het. So die onderdanigheid het net met niks met wettiese goed te doen nie. Dit het met 'n vrywillige gee van, hy het sy lewe vrywillig vir my gegee, ek gee my lewe vrywillig vir hom. En dit is die konteks waarin hier die hele skrif bestaan, is dat as ek wil weet, moet ek goddelike liefde verstaan. Ek moet Christus se liefde verstaan en ek moet ook die rol van die gemeente verstaan ten opsigte van Christus. So manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig en nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpels of iets dergeliks, maar dat dit geheilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Ek wil hê jy moet iets vir jou uitstaan oor God se hart oor die gemeente vanmôre. Ek wil hê jy moet vanmôre iets uitstaan dat jy is die liggaam van Christus Jesus. Die woord van die Here sê ons is die liggaam van die Here. En die woord van die Here sê hy voed dit en hy koester dit. Hy voed en koester sy eie liggaam. En hy doen alles om ons voor te berei sodat ons kan wees wat hy graag wil hê ons moet wees. Sonder om 'n wet op ons te sit en sê jy beter so maak beter. As jy my liefhet, sal jy dit doen. En as jy my liefhet, sal jy dit doen. Dan is dit nie meer liefde nie. Dan begin dit verdienstelik word. Maar hy sê, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed dit en koester dit net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Nou luister wat sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hy praat in hierdie hele gedeelte, hy praat oor die rol van die man en die vrou, maar die verborgenheid van wat hy hieroor praat, is van toepassing op my en hom, en op jou en hom. Oor sy hart, oor jou vanmôre. Nou ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek as kind van die Here deur moeilike tye gaan, dan kom ek op 'n tydjie op 'n plek waar jy bid en jy kry nie altyd 'n antwoord nie. Ek weet nie, is jy iemand wat dit al beleef het in die afgelope tyd waar jy deur 'n emosionele storm gegaan het dalk en 'n tydelike storm en jy gebid het en dan kry jy nie 'n antwoord nie en dan wonder jy, Here, is U lief vir my? Here, sien U my raak? Ek weet nie, ek het dit al gedoen, veral baie net hierso in hierdie week het deur 'n tyd gegaan en ons is deur 'n storm en ons bid en dit lyk of daar net nie 'n antwoord kom nie en ek sê op 'n stadium vir Jessie, ek wonder of die Here my nog raak sien. Hoor hy my nog? Sien hy nie waardeur ek gaan nie? En dan onmiddellik dan sê hy, ag Here, ek is so jammer vir my parmantigheid dat ek nou so vleeslik raak. Maar ons gaan deur hierdie emosies waarin ons liefde wil meet aan tydelike voorsieninge. Amen. Ek het dit al baie gedoen. Dan kyk, kyk hoe lief is die Here vir my, want kyk wat het hy nou vir my gedoen. Maar as hy dit nie doen nie, Here, wat is fout? Sien God my nie raak nie? Weet die Here nie waardeur ek gaan nie? Maar as ek kyk na my verhouding met my vrou, jy almal wie's getroud is, steek nou jou hande op. Wie was getroud of wie wil trou? Johan, nie nou nie. Okay. Maar almal verstaan liefde in hierdie sin. En dat liefde gaan nie net altyd oor my nie. Liefde gaan ook nie oor wat die ander een vir my kan doen nie. Ek luister na 'n rabbi, daar, ek dink is 'n rabbi, hulle het die toegaatjies en goeders aan, so hy sê, daar in Israel, maar hy vertel hier die gelykenis van fish love. Hy sê, en die meeste mense se liefde wat hulle ken, is fish love. Hy sê, en om dit te verduidelik, ek gaan nou, hy het dit in Engels gesê, maar gaan my bes te probeer. Hy kom by 'n seun wat 'n vis gevang het en hy's besig om die skubbe af te haal van die vis af en hy's besig om hom te slag en hy sê vir hom, hoekom doen jy dit? Hy sê nee, want ek is lief vir vis. Hy sê met ander woorde, omdat jy lief is vir vis, het jy die vis uit sy habitat uitgehaal, om doodgemaak, jy's besig om sy skubbe af te haal en sy binnenkant uithaal, sodat jy hom kan gaar maak en eet, want jy's lief vir vis.
Sê nee, jy is nie lief vir vis nie, jy is lief vir jouself, omdat jy dink vis is lekker, het jy hom doodgemaak en alles. So, is nie vir jou liefde vir vis nie, is jy liefde vir dit waarvan jy hou. So dis hoekom ek die vis doodmaak, om vang en doodmaak, om skoonmaak en om gaar maak. Is because ek hou van dit, gaan oor my smaak. As ek lief was vir die vis, het ek hom laat lewe. En baie van die liefde wat ons het, sien ek in iemand anders iets wat hulle kan voorsien in my behoeftes. So ek kyk na iemand en ek hou van hulle kan voldoen aan goed waarvan ek hou. Hulle voldoen aan goed wat ek graag wil hê. Ek wil aandag hê, ek wil dit hê, ek wil gekaddel word, ek wil gedit word. En die meeste van die liefde wat ek dan het, gaan oor wat ek wil hê en nie oor ware liefde nie. Want ware liefde sê, wat kan ek van myself in jou sit? Sodat daar iets is van my, omdat selfliefde 'n natuurlike ding is. And when there's something of me inside of you, there's some part of me that wants to love you. So hoe meer ek vir jou van my gee, hoe meer is daar van my in jou, waarvoor ek kan lief wees, as dit sin maak. So then it's more about giving than receiving. Want die oomblik as ek iemand lief het en hulle kan nie meer vir my gee, wat ek graag wil hê nie, dan sê ek, jy het my nie meer lief nie. Want jy kan nie meer vir my gee wat ek wil hê nie. Eina. So ek praat nou maar, lyk dit my so 'n bietjie in die huwelik en ook vanmôre. Maar gaan dit nou terugbring. Maar wanneer jy werklik lief is vir iemand, dan gaan dit nie oor wat ek kan kry nie, maar wat ek kan gee. Ek sien in iemand wat vir my so kosbaar is, dat ek alles sal doen, sodat hulle mooi kan wees, en skoon kan wees, en kan heilig wees. Hy sê in hierdie skrif, dat hy die gemeente voor hom gestel, en hy die gemeente, alles wat hy gedoen het, was nie omdat hy wou receive nie, but because he wanted to give. En kom ons gaan kyk verder, en volgende terwyl ek besig is om voor te berei, toe ek hier in die kantoor is, toe ervaar ek nie, ek moet gou my ou Bybel gaan haal. Hierdie is die ou Bybel, ek is so lief vir hom, hy val al uit mekaar uit, die bladsye is al geplak, maar dis ook die Bybel wat ek gebruik as ek troues doen en begrafnisse doen en wat ook al. Nou voor in hom is daar geplak hier die huweliksbeloftes, wat 'n paartjie sal doen wanneer hulle aan mekaar trou sweer. En ek wil dit vanmôre lees, want dit is wat die Here op my hart gelê het. En dit is vir my snaaks dat ons liefde kan verstaan en beloftes kan maak wanneer dit met 'n mens is, maar wanneer dit by God is, het ons sekere vereistes om te verstaan dat hy nou regtig lief is vir my. En baie van julle ken dit, en hy sê vir jy so, hy vra vir die man byvoorbeeld, die man, James, Jaco, wie ook al, beloof en bevestig jy, dat jy jou vrou neem as jou wettige eggenoot, om saam met haar te woon in die heiligheid van die huwelikslewe. Nou hier kom die ding, in tye van voorspoed, sowel as teëspoed. In tye van rykdom, sowel as armoede. In tye van gesondheid, sowel as krankheid. Beloof jy om haar te troos, haar te dien en te bemin, en jou van alle ander te onthou, en geen losmaking te soek tot die dood jou sal skei nie. En dan is dieselfde weer vir die vrou. Maar wanneer dit by my verhouding by God kom, as dit met my goed gaan, dan is God lief vir my. Maar wanneer dinge verkeerd raak, so wanneer daar rykdom is, dan is God lief vir my. Maar wanneer daar armoede kom, Here, is U nie lief vir my nie. Sien U my nie raak nie. Weet U nie waardeur ek gaan nie. Wanneer ek gesond voel, die Here is goed vir my, die Here is so lief vir my.
O Vader, die Here is goed vir my, want ek het vanoggend opgestaan sonder pyn. Hoe ouer ek raak, hoe moeiliker word dit. Maar wat daar nou net iets met my gebeur, in my gesondheid, en ek net dadelik sien dat die woord 'n realiteit word in my lewe, wat sê deur sy wonde, ek glo aan die bonatuurlike genesing van God, maar as dit 'n tyd vat voor dit kom, dan dink ek, Here, hoekom? Wat is fout? Is daar fout met my liefde vir God? Is daar fout? Maar liefde het niks te doen met wat ek kan kry nie, maar wat vir my gedoen is 2000 jaar terug. En ek gaan dit nou vir jou sê. Maar het is snaaks dat ons die huweliksbelofte verstaan wanneer dit teenoor mekaar kom en dat ek bereid is om saam met iemand te gaan deur dik en dun, deur 7 sakke sout en deur al hierdie moeilike dinge, solank ek onthou ek praat eendag met my pa en hy is so verlief en op hierdie persoon en hulle gaan deur 'n moeilike tyd en hy sê vir my, weet jy my seun, al moet ek op die sypaadjie saam met haar sit, solank sy net langs my sit op die sypaadjie, dan is alles oukei. Al moet ons 'n snytjie droë brood eet, solank ek dit met haar kan deel, dan is dit vir my genoeg, want sy is daar. Amen. Dis ware liefde. Maar ergens, wanneer dit by my liefde vir God kom, is dit vir my moeiliker om God se liefde vir my te verstaan, wanneer ek 'n stukkie droë brood het. En dan kom die vyand in, met al die goeders, en sê vir jou, maar sien God my raak. Is die Here lief vir my? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Maar tog het God gesê, al gaan ek deur wat, is hy saam met my. Tog het die Here my 'n belofte gegee, as ek deur vuur gaan, sal dit my nie skroei nie, en sal hy saam met my wees. Tog het hy my 'n belofte gegee, al gaan ek deur die water. En die Here praat met my in hierdie week, terwyl ek so deur my goeitertjies, my eie issuekies werk. En van my ou wil net hê, alles moet altyd net reg wees, maar ek ry nie 'n Toyota nie. So alles is reg, altyd reg. As jy fout met my kar nie, hy loop daarom hoor. So is nie dit nie. En dan kyk ons wat sê Lukas 10 vers 25 vir ons. Tot 28 en hy sê, en daar is 'n sekere wetgeleerde wat opstaan, wat probeer om Jesus te versoek het, deur te sê dat, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Nou, ons besef nie wat die omset is van hierdie, ek is lief vir die Here. Is jy lief vir die Here? Jy nou al gesê, met my hele hart, ek is lief vir hom. Ek is lief vir hom met my hele wese. Maar die Here vat hier so 'n paar dele aan. Hy moet jou Here lief hê met jou hele hart. Waar ontstaan my emosies? In my hart. So wanneer my sielste mensie deur 'n storm gaan, moet die liefde van my in my sielste mensie vir God so groot wees, dat niks, al voel ek emosioneel, my kan wegvat van die sekerheid uit, dat ek het hom lief en hy het lief vir my nie. So this relationship that I have, my emotions, I must love him with my emotions. Met my hele hart. Dan kom hy by die volgende deel. Uit jou hele siel. En jou hart en jou siel loop saam. Dawid het dit hoeveel keer, het hy dalk siels bedroef geraak. En dan praat hy met sy siel, en sê, my siel, loof die Here. My siel, hoeveel keer het jy al met jou siel gepraat? Dis daar waar jou emosies ook lê. Dis daar waar jy jouself baie keer jammer kry. Dis daar waar jy baie keer jou oë uithuil wanneer goed nie reg kom nie. Het jy al ooit met jou siel gesê, die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van, dan gaan hy verder, hy sê met al jou krag,
Met alles wat in jou is, moet jy God lief hê. Om te sê, Here, geen storm nie, geen rykdom, geen armoede, geen gesondheid, geen krankheid, geen siekte, niks sal my kan skei van die liefde wat daar in Jesus Christus is nie. Ek is lief vir hom met alles in my. Amen. Dit is maklik om dit te sê wanneer jy krag het. Dit is moeilik om dit te sê wanneer jy moeg voel. Dit is maklik om dit te sê wanneer die woord in plek val. Dit is moeilik om te sê wanneer jy moet aanhou bid vir 'n deurbraak en nie moeg word en moedeloos raak nie. En uit jou hele verstand, is 'n ander plek waar wat kyk my vyand is my denke. Ek kan myself baie keer vinniger oor goeders negatief dink dan dit nog lankal nie eens gebeur nie. Ja, en as dit hier begin en dit koppel hiernatoe, hier na die emosies toe, dan is dit dangerous. En daarom sê Dawid dit, ek dink in Psalm 1, hy sê welgeluksalig is hy wat die wet van Here oordink dag en nag. Wanneer die liefde van God in my denke vasgebrand is en te sê, ek is seker, God is lief. Ek voel dit dalk nie nou nie. Ek sien dit dalk nie nou nie. But there's a love. Weet jy wat? Ek is lief vir my vrou met my hele wese. Kan sy lekker kos maak, sy maak vrek lekker kos, jy kan moet sien. Doen sy baie vir my? Ja, sy doen baie vir my. Is dit waar al liefde se bewys vir my is? Nee, die bewys is, na 21 jaar is sy nog daar. Sy's daar. My liefde vir haar word nie bewys. Dis lekker wanneer ons vir mekaar goed doen. Maar liefde en my liefde vir haar lê nie in dit wat ek vir haar doen nie. En snaaks as dit by God kom, hoe bring ons dit terug, dat as die Here nie hierdie vir my doen nie, ag Here doen vir my hierdie, dan weet ek, Here doen vir my, daar is een bewys, kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. In 1 Korintiërs, Romeine 5, ek wil eers daar na Romeine 5 toe gaan, Romeine 5 vers 7 tot 9, gaan net daai kort stukkie aanhaal, dan gaan ek na Romeine 5 vers 5 toe teruggaan. Romeine 5 vers 7 tot 9, hy sê, want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God se liefde, hy het nie nodig om sy liefde aan my en jou weer te bewys om 'n gebed te antwoord nie. Hy doen dit uit genade uit. God se liefde word nie bewys deur die aangeantwoorde gebede in my lewe nie. God word nie, sy liefde vir my word nie daarin bewys as mense in die kerk my lief het of my nie lief het nie. Of as die pastoor nou van my hou of nie van my hou nie. God se liefde word nie daaraan bewys deur dit wat reg loop of verkeerd loop in my lewe nie. God se liefde word nie bewys deur dit wat ek bemag in my geestelike nie. God se liefde vir my en jou is bewys 2000 jaar terug, toe ek nog in sonde was, het Jesus vir my gekom en hy het vir my 'n prys betaal. Hy sê ons so lief het God die wêreld dat hy sy enige gebore seun gegee het. Wil jy weet of die Here jou lief het vanmôre? Kyk na die Jesus, hy het sy lewe vir jou gegee. Die bewys van sy liefde vir jou is toe hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf en op te staan. That is love. When he gave his life for you. Hoe kan ek en jy twyfel in die liefde wat daar is in Jesus Christus? So as jy vanmôre twyfel, het God my lief, sien hy my raak, ek wil vir al die ander goed word genadiglik. Hy sê, hoekom sal hy nie saam met Christus ook vir ons alles genadiglik skenk nie? Die ander goed is geskenke. Hy hoef nie my gebede te antwoord nie, om sy liefde vir my te bewys nie. Moet hy dit doen?
Nee, hy wil dit doen. Moet my vrou vir my kos maak? Nee, maar sy wil dit doen. Hoekom? Want sy is lief vir my. Maar sy hoef nie dit te doen nie. Want haar liefde vir my word nie bewys aan dit wat sy vir my voorsit nie. En ergens langs die pad het ons dit by God gebring, by dit wat ek kan kry. Terwyl hy klaar alles gegee. Hy hoef nie vir my en jou nog iets te bewys vir sy liefde nie. Hy hoef nie my gebede te antwoord nie. Hy hoef nie vir my kos te gee nie. Hy hoef nie vir my klere te gee nie. Hy hoef nie vir my goed te wees nie. Maar hy is dit, omdat hy klaar vir my lief is. Dis genade. Dis geskenk. Maar as ek sy liefde daaraan meet, dan vat ek mis. As net een ding waarin ek God se liefde vir my kan meet, en dit is wat hy vir my gedoen het, om my te red, toe ek op pad hel toe was. Daar's nie ander dinge waarin God se liefde vir my gemeet word nie. En ergens langs die pad kom die vyand, en dan sê hy vir, ja, maar jy is dan nou 'n kind van die Here. Jy sê dan jy is lief vir die Here, en die Here is lief vir jou. Hoekom het hierdie ding nou met jou gebeur? Maar het hulle dit nie met Jesus ook gedoen nie? Jesus nie gesê ons sal vervolg word nie. Het die Here ergens gesê dat al my gebede gaan 100% dadelik geantwoord word? Nee, maar ek kan vrymoedigheid hê om na hom toe kan gaan in geloof, en ek weet dat ek die gebede kan kry, maar ek weet ook nee is ook 'n antwoord. Dis die ding, ons wil hê alles moet altyd ja wees. In my eie lewe ek skuldig daaraan. So ek is mos 'n kind van die Here, ek dien mos die Here, ek betaal mos my tiende, ek gee mos dit vir die Here, ek doen dit mos nou, as ek nou bid, dan moet die Here mos vir my ook. Dan is dit mos op 'n kontrakbasis. Is dit dan nie omdat ek nie verstaan dat hy sê soek eers die koninkryk van God en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word nie. Dit is 'n gawe. Hoe weet ek God is lief vir my? Die Here het 2 dinge gedoen. Hy het vir my en jou gesterf, en tweedens in Romeine 5 vers 5 sê hy, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Jy sit met die grootste geskenk binne in jou. Die grootste geskenk by die redding van jou siel is in jou. Die Heilige Gees van God. Is dit nie genoeg bewys vanmôre vir jou dat God lief is vir jou nie? Wat wil jy nog hê moet God doen om sy liefde te bewys? Hy het alles klaar gedoen. Jesus het sy lewe gegee as 'n bewys dat hy jou lief het. Daar's geen ander bewys wat ek en jy nodig het nie. Hy sê daar sal geen ander teken vir die mens gegee word. Dat Jesus is die teken van God se liefde. En dit is vir ons moeilik, want ons het ergens voorsiening en geantwoorde gebede en alles. Dis 'n bewys van God se liefde. Nee, dis 'n bewys van God se blessing. Dis net guns, dis genade. Ek hoef nie dit te hê nie. En ek gaan op 'n stadium deur 'n ding in my lewe en ek sê, Here, maar ek bid vir dit en ek wil dit hê en ek wil hierdie ding hê. En die Here sê vir my, wanneer ek voel toe, Here, maar as U my lief het, dan gaan U dit doen. En die Here praat met my, hy sê, ek is net so lief vir al jou ander boeties en sissies, wat vandag geslag word, terwille van die evangelie. Daar's ander wat vandag vlug, daar's ander wat in grotte bymekaar kom. Daar's ander wat nie eens 'n Bybel het nie, wat die blaadjies deel onder mekaar, om die evangelie te bring. Daar's moeders wat vandag gedood word,
omdat hulle Jesus lief het. Ergens is daar 'n pa wat sien hoe sy vrou geslag word. Maar Jesus, you take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. Hoe regverdig is dit nie? Dat ons al hierdie goed wil hê as 'n bewys van God se liefde, maar ergens het hulle iets gekry wat ons verloor het langs die pad, die eerste liefde. En ons raak moedeloos, en ons raak mismoedig, en ons raak, want Here, hoekom doen U dit vir hulle? Sien, die vyand sal vir altyd vir jou die mooi deel wys. Kyk wat doen die Here vir hulle. Maar wat van hulle ander wat nie dit het nie? Wat van ander wat gaan honger slaap? Maar hulle troos daar in die Here, dankie dat U my vashou. U dra my, U hou my vas. Hoekom? Want die liefde van God word nie bewys van hoe my lewe lyk en hoeveel geld ek het in die bank nie en hoe baie gebede geantwoord nie. Die liefde van God is die verhouding waar 'n sondaar op pad hel toe was en hy gered word en hy die modder uit opgetel was en hy's vergewe van al sy ongeregtighede en al my verkeer en al my sondes, sê die Here, ek dink nooit weer daaraan nie. Ek vergewe jou. En al wat ek wil hê is, kry my lief. Met dieselfde liefde wat ek jou lief het. Soos wat Christus die gemeente lief het, so moet die gemeente hom terug lief hê. Want hy sy lewe vir my afgelê het, sal ek my lewe vir hom aflê. Dit is maklik om te sê. Maar Here, ek sal my lewe vir die Here aflê. Maar kry net een maand bietjie swaar. Here, hoekom? Ek praat vanmôre met myself. En die Here praat met my in die afgelope tyd. Hy sê, is maklik om 'n huweliksbelofte te maak aan 'n aardse persoon wat jy lief het. Maar ek is jou bruidegom. En jy is my bruid. Hoe is dit dat net die 1/11 van die huweliksbelofte geldig is wanneer dit by God kom? Deur rykdom, deur gesondheid en deur goedheid en deur al die lekker dinge. But I don't want to pay a price. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou liewer as wat jy ooit sal besef in jou lewe. Ek dink nie ek en jy besef God se liefde vir ons nie. Dink jy besef hoe lief hy jou het vanmôre nie. En daarins moet ons net eers weer terugkom. By die eerste liefde van ons vir God. Dis Here. Ek wil net God hê. Ek wil net die Here hê. Here, al kry ek nie alles wat ek wil hê nie. En al antwoord U nie elke gebed nie. En al verstaan ek nie altyd alles nie. Here weet ek sal daarvan nou, as hy my partykeer bietjie inlig oor môre. Dit sal vir my lekker wees as God vir my verduidelik hoe my môre gaan uitloop. Dan hoef ek daarmee so baie nou daaroor te worry nie, maar tog sê hy, moenie bekommerd wees oor môre nie, want môre het genoeg van sy eie kwaad. Ek het vir jou genoeg gegee vir vandag. Jy het genoeg vir vandag. Kind van die Here, jy het genoeg vir vandag. Amen. Die Here sê, my genade is elke oggend nuut. Elke oggend as ek en jy wakker word, hoef ek nie eens op gister se genade vashou nie. Ek het nuwe genade. Ek het nuwe grace. I've got new mercy. I've got new loving kindness. Elke dag sê God, ek het verklaar die dag. Maar baie keer mis ons alles wat ons vandag moes hê, omdat ons worry oor môre. Ek praat vanmôre met jou en met my. Ons sukkel in ons verhouding met God
om in die vryheid van goddelike liefde in te kom, omdat ons liefde meet aan goed. Met alle respek, as ek sê my vrou maak lekker kos, maar partykeer vat ons takeaway, so kan eet ons ook lekker. Wat maak die verskil? The company at the table. Here weet, daar was 'n tyd toe ek 'n mechanic was, dan stuur hulle jou op kursusse. Dan het ek nie na haar kos verlang nie, ek het na haar verlang. Ja, sy maak lekker kos. Ek wil by haar wees. Hoe baie verlang jy om net by Jesus te wees? Partykeer het jy die geleentheid om by hom te wees, en dan as jy by hom is, dan pak jy af oor alles. And you don't even enjoy his company. Hoeveel tyd mors ons in ons gebede oor goed wat moet vergaan? En hy sê, soek eers vir my, verlustig jou in my, en ek sal jou gee die begeertes van die hart. Ergens het ons gekom by 'n plek van, Here, gee my die begeertes van my hart, dan sal ek my verlustig in die Here. Ek het klaar die woord bedien, soos wat die Here op my hart gelê het. Na sy oproep uit die hemel uit. Weet jy hoekom het Jesus sy lewe vir jou gegee? Hy is die enigste een van sy skepping met wie hy verhouding wil hê. Hy het al die engele wat dag en nag voor hom neerbuig en uitroep, heilig, heilig, is die Here van die leerskare. Maar met jou wil hy wandel. Met jou wil hy praat. Met jou wil hy sy hart deel. God het alles. Hele aarde, alles behoort aan hom. Al die diere, al die goeders is syne. Maar wat wil hy hê? Hoekom het hy vir Adam gemaak? Because he wanted to show somebody. Hy wou 'n verhouding hê met iemand. Ek dink God het baie keer, met alle respek, baie eensaam. Van al wanneer ek met hom praat, is wanneer ek iets soek. Wil jy hom nie weer lief kry nie? Wil jy nie vanmôre liefdesbelijdenis maak en sê, Here, vergewe my, dat ek net wou gehad het, en ek sê nie, dis verkeerd om te wil hê nie, hy sê, cast your burdens unto him, for he cares for you. So ek kan met my burdens kom, ek kan met my behoeftes kom, ek kan gebed vra, ek kan met die Here daaroor praat, ek sê nie, dit is verkeerd nie, maar daar is iets wat belangriker is. Woord van die Here sê, voordat jy vra, antwoord ek alreeds, so ek weet wat jy nodig het. Weet jy het kos nodig, ek weet jy het klere nodig, die heidene soek na hierdie goeders, jy hoef nie hieroor te worry nie. Maar soek eers vir my. Soek my hart. Wil jy nie op jou voete staan saam met my vanmôre? Vanmôre net opnuut vir die Here sê, Here, ek is jammer as ek hier afgeskeep het. Ek is jammer as ek dalk 'n bietjie in 'n rebellie was. Ek is jammer as ek dalk omgekrap was. Ek is jammer. Maar dankie dat ek vanmôre kan weet, U het my werklik lief. Dankie dat ek vanmôre kan weet, sonder twyfel, dat U het klaar dit vir my bewys. U het nie nodig om U liefde verder vir my te bewys nie. U het dit klaar gedoen. En dankie vir U liefde vir my, Here. Dankie dat U liefde genoeg gaan wees om deur alles te gaan wat ek moet gaan. Here, ek kom vanmôre en ek wil die Here vra, vergewe ons.
waar ons dalk opstandig geraak het, waar ons dalk mismoedig geraak het, waar ons dalk geglo het aan die leuns van die vyand, om vir ons te sê, God sien nie my raak nie, of God gee nie om nie, of dit of dat, maar Here, ons kom net vanmôre en ons wil bely, sê Here, bring ons terug na eerste liefde toe. Laat ons vanmôre voor God kan staan en sê, Here, ons sal U lief hê, in goeie tye en in slegte tye. Ons sal Here lief hê, in rykdom en in armoede. Ek sal die Here lief hê, Here, in gesondheid en in krankheid. Here, hoe vanmôre vra Here, help my om lief te kan hê soos wat ek my lief het. En help my om hierdie liefde ook vir hulle om my te bewys. Ek bid vanmôre, Here, vir 'n encounter dat daar net vrede sal kom. As enige iemand vanmôre gevoel het, God sien hulle nie raak nie, dat hulle vanmôre sal weet dat God sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ek het jou lief, ek het jou naam geskryf in die palm van my hand. Ek het jou by jou naam genoem toe jy nog in die skoot van jou moeder was. Was ek daar en ek was betrokke toe het jou gevorm en geweef was in die skoot van jou moeder. En jy was nog nooit 'n fout nie, want ek het jou geroep. En van kleins af is dit ek wat jou groot gemaak het. Dankie dat U ons lief het, Here. Mag in die vrede van God nou, wat alle verstand te bowe gaan, van ons harte en ons sinne besit neem. En mag elke ding wat die vyand ingebring het om 'n skans in ons verhouding met God te probeer indruk, om onsekerheid te bring, om seerkry te bring, om twyfel te bring, mag dit nou vernietig word, want U het reeds bewys, U is lief vir ons. Dankie, dat help ons om dit net te aanvaar vanmôre. Om net te kan kom en dit te kan glo en dit te kan vat en sê, Here, dankie dat U ons lief het. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons vanmôre die naam van Here aan kan roep en gered kan word, nie omdat ons iets is nie, maar omdat U alles is. Mag die Gees van die Here vanmôre die liefde van die Here in ons lewe lewendig kom maak. Dankie vir U Heilige Gees in ons. Ons eer U, ons loof U, ons prys U en aanbid U in Jesus se naam. Amen.